Sukses. Daar is sekere woorde of prente wat die onderbewussyn beïndruk. Byvoorbeeld, 'n man het gebel en my gevra om die woord vir hom te spreek vir die regte werk. Ek het vir hom die verklaring gegee. Ek het die oop deur van die voorbestemming voor jou geplaas en niemand sal dit toesluit nie. Dit het gelyk of dit nie veel indruk gemaak het nie, so ek was geïnspireerd om by te voeg. En niemand sal dit toemaak nie, want dit is vasgespyker. Die man was meegevoer en in die wolke toe hy daar uitstap. Binne 'n paar weke is hy na 'n ver stad geroep om 'n wonderlike pos te vul, wat op 'n wonderbaarlike wyse gebeur het. Ek gee nog 'n voorbeeld van 'n vrou wat vreesloos 'n voorgevoel gevolg het. Sy het vir 'n klein salaris gewerk toe sy my boek The Game of Life and How to Play It gelees het. Die gedagte het in 'n japtrap gekom om vir haarself 'n besigheid te begin, 'n teekamer en 'n lekker goedwinkel oop te maak. Die idee het haar eers verbaas en oorweldig, maar dit het voortgeduur. So sy het met vrymoedigheid voortgegaan en 'n winkel en assistente aangeskaf. Sy het die woord vir voorraad gespreek, want sy het nie geld gehad om haar onderneming te ondersteun nie. Dit het op wonderbaarlike maniere gekom en die winkel het oopgemaak. Van die eerste dag af was dit gevul met mense en nou is dit propvol gestop. Hulle staan in die ry en wag om in te kom. Op 'n dag, 'n vakansiedag, het haar assistente somber geword en gesê hulle kan nie verwag om baie besigheid te doen nie. My student het egter geantwoord dat God haar voorsiener is en elke dag 'n goeie dag is. Die middag het 'n ou vriend ingekom om die winkel te sien en 'n 2 pond boks lekker goed gekoop. Hy het vir haar 'n cheque gegee en toe sy daarna kyk, vind sy dit was vir $100. So dit was voorwaar 'n goeie dag. $100 vir 'n boks lekker goed. Sy sê elke oggend kom sy met verwondering die winkel binne en sê dankie dat sy die vreeslose geloof gehad het wat wen.